Aquila en Priscilla. Ons lees Handelinge 18 vers 1 tot 6. Aquila en sy dierbare vrou Priscilla is twee baie bekommerde mense. Dinge is nie lekker hier in Rome nie. Aquila is 'n tentmaker. Die enigste dinge in die lewe wat werklik vir hom saak maak, is sy liewe vrou wat vir hom so baie beteken in die lewe en sy ambag om tente te maak. Met groot trots het hy dit van sy pa geleer in sy geboortestad Pontus. En elke tent wat hy maak is 'n meesterstuk. Maar die belangrikste natuurlik is die uitleef van sy godsdiens. As toegewyde Jood aanbid hy die Here met volle oorgawe en hy probeer om die wet so nougeset moontlik na te kom. Maar hier in die hedendaagse Sodom en Gomorra, dis nou Rome, is dit maar bitter moeilik. Boonop maak die omgesukkelde keiser Claudius dit ook nie juis makliker vir die Jode nie. Hy haat hulle met 'n passie. Op 'n dag kom die skokkende bevel. Alle Jode moet Rome met onmiddellike effek verlaat. Aquila het geweet dat Claudius nie van die Jode hou nie, maar hy het nooit besef hoe groot hierdie haat werklik is nie. Inderhaas moet hy en Priscilla hulle goedjies pak en vlug vir hulle lewens. Maar waarheen? Dan besluit hulle op Korinthe, 'n stad in Griekeland, en daar gaan vestig die toegewyde paartjie hulle self. Hy bekom 'n werkswinkeltjie en baie gou verwerf hy weer vir hom die naam van uitmuntende tentmaker. Paulus is moedeloos wanneer hy Athene verlaat. Daar kon hy dit nie eers regkry om 'n gemeente te stig nie. Die klein handjievol gelowiges wat hy daar agterlaat, kan beslis nie 'n gemeente genoem word nie. Hy kies koers na die buurstad Korinthe. Gaan hy hier dieselfde houding aantref? Met sy aankoms in die stad, stap Paulus deur die strate. Hy moet 'n blyplek kry, maar daar's 'n ander ding wat ook dringend aandag nodig het. Sy finansies. Dit is in 'n benarde situasie. Hy sal baie gou plan moet maak om fondse te kan kry. En dan gebeur dit. Paulus kan sy oë nie glo as hy by 'n werkswinkeltjie verbyloop en hy sien daar 'n man besig om tente te maak. En boonop is die man 'n Jood. Met 'n groot glimlag storm Paulus op hom af en stel homself voor. Die man se naam is Aquila. Paulus vertel met trots vir Aquila dat hy ook 'n tentmaker van beroep is. Aquila is in die wolke. Sou jy nie dalk belangstel om by my te kom aansluit nie? Ek het hoekom te veel werk en ek kan beslis doen met iemand om my te help. Waar is jy tuis? Wanneer Paulus vertel dat hy sopas hier aangekom het en dat hy juis nou op soek is na huisvesting, skop Aquila se ingebore gasvryheid sommer dadelik in. Ag nee man, jy hoef nie verder te soek nie. Hier's baie plek in ons huis. Jy kan sommer hier by my en Priscilla aantrek. Dan is jy mos sommer hier by die werk ook. Paulus laat hom nie 2 keer nooi nie. Weereens voorsien die Here op presies die regte tyd en plek. Die Sabbat breek aan en soos die gewoonte is van elke toegewyde Jood, stap die 2 manne na die naaste sinagoge om daar te gaan aanbid. Paulus tref daar 'n goeie klompie Jode aan, maar daar's ook 'n aantal godvreesende Grieke. Aquila stel hom voor aan die manne en Paulus word genooi om 'n woordjie te spreek. Nou is Paulus in sy element en hy gryp die geleentheid met albei hande aan. Met volle oorgawe vertel hy hulle van die Verlosser Jesus.
Maar die manne is maar baie skepties. En moedeloos stap Paulus laat daardie aand saam met Aquila huis toe. Dis asof die mense proppe in hulle ore het. Hulle wil maar net eenvoudig nie aanvaar dat sy boodskap die waarheid is nie. Hy het dan so mooi vir hulle probeer verduidelik uit die skrif hoe dat die profete alles voorspel het en dat alles presies gebeur het, net soos wat voorspel is. Maar hierdie Jode wil net eenvoudig nie verstaan nie. Here, ek het vir liewe ou Silas en Timoteus so bitter nodig om my te help. Wanneer gaan hulle tog eendag kom uit Berea? Paulus se gebed word verhoor en 'n paar dae later kom klop Silas en die jong Timoteus aan sy deur. Paulus is in die 7de hemel. Hy is so bly dat die twee hier is. Die afgelope ruk het sy prediking maar droewige resultate gehad. Miskien sal hulle kan help dat daar iets gebeur. Met volle oorgawe preek die 3 manne in die sinagoges en probeer met alles in hulle om die Jode te oortuig dat Jesus waarlik die Christus is. Maar dis alles verniet. Paulus en sy span is moedeloos. Wat kan ons meer doen? Jy kan 'n perd tot by die water lei, maar jy kan hom beslis nie maak drink nie. Dan neem Paulus 'n besluit. As hulle die evangelie wil bly verwerp, dan is dit hulle saak. Ek gee op met hierdie weerbarstige Jode. Nog een laaste keer probeer hy die Jode oortuig tydens 'n Sabbat, maar dan staan hy uiteindelik op. As julle verlore gaan, is dit julle eie skuld, sê hy verontwaardig, terwyl hy vinger wys na hulle. Ek aanvaar nie verder verantwoordelikheid vir julle nie. Van nou af werk ek onder die heidene. En daarmee stap hy uit. Jy kan die evangelie net tot so ver met iemand deel. As hy dit bly verwerp, dan moet jy liewer jou energie gebruik om dit te deel met iemand wat dit sal waardeer. Moenie skuldig voel daaroor nie. Jy het jou deel gedoen. Kom ons bid. Here, my gebed gaan uit aan almal met wie ek reeds die evangelie gedeel het, maar wat dit verwerp het. Heilige Gees, werk asseblief in daardie harte. Amen.